There we go. Nee. Okay, ons is daar. Fantasties, uiteindelik. Ek het nou nie gedink dit gaan nou gebeur vanaand nie. Hallo Jan. Here we are. Ja, en dis op die kop 8:00. Fantasties. Ja, ek is nou baie bly. Hoe was jou naweek? Gaan dit goed? Dit gaan goed. Naweek was besig. Dit was lekker. Excited om hier te wees. En jy kom nou net van Armand se kerk af, die Black Sheep Christian Fellowship. Yes. Nee, dit was nou awesome. Jy sê daar was so 30 mense? Ja. En dit was hulle lunch vanaand? Ja. Yes, this is amazing. No, it was beautiful. Absolutely stunning. Sure. Ek's bly. Ek is excited want eintlik nou 8:00 begin daai program Koud van Annika Smit se storie. Really? Ja, op kanaal 144 op DStv. So mense gaan actually eerder dit nou gaan kyk en dan kan hulle hierdie nog na die tyd kyk. Ja, hulle kan hierdie na die tyd kyk, maar as jy die app het op jou foon soos wat ek het, dan kan ek dit nou vanaand na die tyd gaan kyk. Okay. Ja. Cool. Kan ek en Dani sit met die tablet en dit so 'n bietjie kyk. Ja, so kyk, ek dink ek het maarder geword van toe af, maar kom ons praat nie daaroor nie. Ja, ek sê altyd dit hang af hoe groot die skerm is, waar of mense vir mens kyk of mens maarder is op kyk. Ja. So, iemand vra nou vir my of ek nou al live is. Rian, wat is topic vir vanaand? So vanaand gaan ons praat oor Christian witchcraft. Want baie mense, daar's actually 2 definisies van dit, by the way. So baie mense het actually gedink we're speaking about Christian witchcraft, meaning that people who say they know they're practicing Christian witchcraft with the intent of it is actually witchcraft, but they just replace the goddess and some of the demons with Jesus, but they are still calling themselves Christian witches. So that's not what we're talking about this evening, unfortunately. But yeah, there is such a thing, glo dit of nie. So dit is iets heeltemal anders. Daar's ook 'n hele movement blykbaar die laaste 4-5 jaar van mense wat Christian witches is, that call themselves Christian witches. So dis nie waar ons vanaand praat nie. Ons praat van witchcraft binne in die kerk, wat mense sekere goed doen sonder dat hulle besef dit is actually witchcraft. Yes. Ja. En ek dink dis 'n baie intense topic, want wanneer ek weet nie of ek het nou gesoek basically op die internet of daar 'n definisie is vir Christian witchcraft, maar as jy dit afbreek in sy mees eenvoudigste vorm, nê, dan gaan dit daaroor dat iemand hulle self align met non-God, meaning the demonic, to have power over people or circumstances. So, dis basies wat dit is. So, as jy enige ander force of krag gebruik buiten Jesus Christus om mense of omstandighede te beheer, dan is dit Christian witchcraft. Ja, ek hou ook al van om vir mense dit te verduidelik, want vroeër vanaand by die kerk het 'n vrou vir my gesê, sy het gesien, ons gaan hieroor praat, maar wat is my definisie in 'n nutshell? Toe moet ek natuurlik op my voete dink, toe sê ek vir my vinnige antwoord is dat dit is manipulasie in the name of God, but it is not from God. Sure. Ek hou daarvan. Yeah, so to manipulate a situation or people according to your own will, not to the will of God, in other words. But by using prayer and certain other things to do that. Soos byvoorbeeld. Ja. Soos byvoorbeeld. Kom ons sê jy's iemand wat nie van iemand anders hou nie, of hulle het jou baie seer gemaak of whatever. En jy sal iets gaan bid soos Here straf daai persoon dat hulle
siek raak of met die dood of wat ook al. So that's a form of it. Of ek het ook gister met iemand gepraat en gesê, ja, sy het al gebid dat haar dogter moet liewe siek raak, dat sy nie na 'n sekere partytjie toe kan gaan nie. Goed soos dit. Ja, dit is so. En as ons so daaraan dink ek baie meer mense beoefen dit as wat hulle besef nie hulle doen dit nie, maar dit gebeur totally oral, nê? Yes, verseker. Ja. En ek dink obviously dat as mense of wanneer mense actually God se hart leer ken, en selfs net hulle Bybels lees, or but to actually have a relationship with God, you will know. Well, first you won't want to do that, but if you know God's heart. Want jy kan nie vir God bid om ander mense siek te maak of seer te maak of wat ook al dat hulle les moet leer of dit oor hulle lewe uitspreek nie. En natuurlik nog 'n ding wat baie populêr is onder religious Christians is om to get other people to dislike the same person as you. So, within under the umbrella of Christianity, om te sê, maar kyk wat doen daai persoon. Kyk wat doen Adele nou weer. Adele het weer sonneklere, op Facebook. Sy was sonneklere op Facebook. So jy mag nie van haar hou nie. So ons kry eintlik klomp ander mense om te gang up teen jou. Ja, but fellow Christians, by pointing out another person's flaws and saying, maar kyk hierso, hierdie persoon is nie eintlik 'n Christen nie, julle moet ook nie van hierdie persoon hou nie. So that is a very common thing at the moment. Ek het gesien op social media veral, like there's a lot of so-called preachers or people in ministry, pastors as well, wat sommige video's maak oor ander mense. Of ander mense in ministry, and then they would say, kyk hierso, kyk daar, this is a false teacher, this is false. And then aan die einde, use your discernment that the Holy Spirit has given you. And my point is that, but you've already told those people not to like that person, and not gooi discernment op die ou end in as a biblical thing. To kind of, to manipulate people and the situation. So that's Christian witchcraft. Ja. Ek het ook al daai storie gehoor wat jy gesê het van die vrou wat sê sy bid dat haar kind eerder siek word as wat sy na 'n sekere partytjie toe gaan. En actually die reality daarvan is dat jy bid vir iemand om siek te word, en dit is juis waar die werk op die kruis voor was, is vir genesing. So jy bid, ekskuus, ek weet nie of daar nou iets fout gegaan het nie. Is die sound en alles nog reg, Rian? Ja. Rian, kan jy my hoor? Yes, alles is goed op my kant. Maar ek kan jou nie hoor nie. Dis weird. Ek hoor jy sê dit. Okay, nou kan ek jou hoor. Okay. Ja, want jy klik die hele tyd op goeders, soos ons praat. My selfoon het geval, toe val hy op 'n knoppie. Nee, ek hoor ook klik hier daai muis van jou. So jy het nou my gaan mute. Op die keyboard geval. Baas. Rian, luister vir almal van julle wat nou kyk, nee, Rian is baie kwaai, né? So hy rafel my uit van die oggend tot die aand. Dan praat hy met my omdat ek te hard werk. Dan vertel hy vir my ek druk knoppies. Dan ek weet nie, dit uit issues hierdie man, uit issues. Nee, ja, meer as die huisgenoot. Meer as die huisgenoot. Meer issues as die huisgenoot. Net baie. Ja, so daai storie het ek al gehoor van daai een spesifiek, maar ek het op 'n stadium met ek na 'n kerk toe gegaan en ek het nou gedink aanvanklik die kerk is baie nice, nê? Maar toe eendag toe, okay, daar doen ek dit nou nie, nou gaan jy dink ek judge, nou, maar ek gaan nou nie sê wie dit was nie, nê? Maar toe op 'n stadium, as sit jy nou in die kerk, dan sê die predikant, die Heilige Gees het vir my gesê, daar gaan 20 mense vandag R10,000 gee. Ja. En dan sê hy, kom, julle is ongehoorsaam, want julle steek nie julle hande op nie. En dan hou hy aan met daai proses, totdat die eerste ou sy hand opsteek. Hy is soos 'n afslaer, nê? Ja. En dan wag hy vir die tweede een, en hy weier om verder aan te gaan met die diens, en dan sal hy sê, maar dis julle wat ongehoorsaam is, julle hoor nie God se stem nie,
En dan, jy weet, so sweep by jou dan half op en dan tot ek dink mense steek maar hulle hande op net om stil te kry, jy weet, ek sê heeltemal seker. So maar dit is daai ek hou van wat jy gesê het, manipulasie in die naam van God buite die wil van God. Nou, so iemand sal nou sê, ja, maar God het nou so gesê. Maar wanneer ek gemanipuleer word om my geld te gee, buite my tiendes en my offergawes, want jy kyk nou half vir my, want jy weet ek is bietjie, jy weet ek het my eie besigheid of wat ek al. Dit is nie aan nie. So ek hou van jou definisie. Ek dink jy kan baie goed op jou voete dink. Dis nou maar net 'n kompliment wat ek jou vanaand gee. Baie dankie. En dan iets anders wat ek wil bygesit het vir vanaand se gesprek. So daar's 2 kerke wat ek van weet in die Kaap, right? So die een het gedurende COVID online services gedoen, maar hulle het die spesiale maskers verkoop wat geanoint was met oil. So as jy daai masker by hulle gekoop het vir 700 en ek dink nou hoeveel rand nie, dan het dit die bloed van Jesus opgehaat en jy sal nie COVID kry nie. So there was literally a church who actually did that. So it's making a charm out of something, basically. It's a loaded object, maar het word in die naam van Christianity gedoen. So that's also witchcraft. And then there's another church at this moment wat penne verkoop, spesiale penne, dat as jy moet daai pen, so this pen costs 2,000 something, I think it's 2,500, ek wil jou actually 'n screenshot gestuur het voor vandag. 2,500, ek praat nog 'n korreksie, maar dit is meer as R2,000. So as jy die pen koop met die kerk se logo op, dit het ook 'n foto van die pastoor, hier is 'n prophet, I'm sorry, dit het ook 'n foto van die prophet op die bokant van die pen, 'n klein fotootjie. So as jy jou naam en jou familie se naam met daai pen in die Bybel, in jou eie Bybel skryf, then is it guaranteed that you are like sealed. So that's also a form of Christian witchcraft. Ek weet nie, ek staan verstom, maar jy sien, ons dink nou ons kan hierdie goeders identifiseer, nê? Maar kom ons bring dit net gou back to home of closer to home, nê? En ek het al baie hierdie voorbeeld gebruik, so die van julle wat nou van ons ander sessies bygewoon het dalk al hierdie gehoor. Maar wanneer ek sê, "Jesus, ek het so oulike dogter en ek wil hê my oulike dogter moet met Rian se seun trou." En ek en Rian, ons set dates op en ons druk hulle in mekaar se arms en Rian sê, "Ja, die Heilige Gees het vir my gewys julle gaan met mekaar trou." En ek sê, "Ja, die Gees van God het vra vir 'n teken, hierdie ouetjie het blou oë." Jy weet, en jy probeer 'n ding doen wat vir jou eie wil saak maak. You have the plans. Jy bid nie vir God se wil nie. Jy bid of dit is net jou wil. So die sambreeltjie wat jy gebruik is nie die Here sê so. Maar eintlik het die Here nog glad nie so gesê nie. Dis witchcraft. Jy align jouself met iets buite die wil van God. Jy manipuleer in die naam van die Here om iets gedoen te kry. Ja. Yep. Ja. Maar wat ek doen, Rian, ek probeer altyd as ek groot besluite moet maak, dan sê ek vir myself, okay, wat die Here ook al sê ek moet doen, gaan ek doen en ek sal daarby berus. Al is dit my grootste begeerte, né? So ek kry 'n paar mense wat ek vertrou in my lewe, dan sê ek sê vir Dani, hy ken my baie goed, maar hy's ook nie bang om vir my te sê die Here sê die opposite van wat ek wil hê nie. So ek vra vir 'n paar mense, wat hoor jy by die Here? En dan kom hulle terug na my toe en dit wat die Here dan nou sê, natuurlik woord, daar's 'n hele proses waardeur ek gaan, maar as die Here dan antwoord, dan sê ek soos, okay, dit mag nie gebeur nie. So of dit mag gebeur. Maar ek kan nie compromise daarop nie, want dit is vir my te belangrik en ek wil nie betrokke raak by donker goed en dan was dit nooit God se wil vir my lewe nie, want I don't want to lose it. Ja, ek dink ook is oor dat ons uit 'n sekere agtergrond uitkom. Dat van hierdie goed is baie familiar. Verstaan jy wat ek sê? So ek hoor baie keer goeders
En dan dink ek net, so hierdie klink baie soos die occult. Like, Nee, especially these objects that you can now, en ek bedoel, ek het nogal amper, kom ons sê maar 2,5 jaar, wat ek resistant was om anointing oil te gebruik, of om olyfolie te gebruik vir anointing. Tot die Heilige Gees vir my begin wys het, wanneer mense dit doen en nie doen nie. Maar ek het so resistance gehad teen daai goed because of the background that I come. Want it was all about oils and powders and, charms en baie van die goed klink, of, again, if we come back to what the heart of God is for people, right? So, ek het noudag 'n post gesien op 'n groep wat 'n klomp, well, I'm saying 'n klomp, but it was just 15 of 16, ook Christians from a certain church, het met shofar horings, buite 'n abortiekliniek gaan 'n protest doen. So, hulle het hierdie ramshorings gaan blaas to break this down and for people to lose their jobs and Ja, ek het iets baie profounds gehoor voordat ons live gegaan het. Ek het na 'n YouTube video geluister en hierdie pastoor sê, never make an enemy of your mission field. Ja. So if you want to win them for Jesus, don't make them your enemy, want dan gaan hy dit nooit doen nie. En daarmee sê ons nie ons approve abortions nie. Oh no, we're not saying that. They are not the enemy. En die oomblik as jy aggressive optree, want luister, they think they're doing it out of love, but the other people do not perceive it as love, né? Yeah. Exactly. Because again, I think when God ministers to people, or when Jesus, it's love. It's in love, and that's what people respond to. People respond to God's love and God's grace. En dis ook baie keer vir mense sê wat op hierdie oorlogspad is, want baie mense dink spiritual warfare means fighting people and speaking things over them and and dan it's just a reality idea nie. So you thinking because we teach about spiritual warfare that ons nou vir jou, en dan is mense al verbaas as daai tipe mense my begin kontak en ek sê vir hulle, maar okay, have you actually prayed for Jesus to reveal himself to people? Want dis die vinnigste wat enige iets actually uitgesort word. I'm talking from experience. En as hulle self, nee, maar mense moet vir mense wys, jy moet gaan na 'n plek toe, in groepe, and you must like have posters and crosses, and I'm like, no, you don't need to do any of that. God is actually like, Dit laat my dink aan 'n witch hunt. Jy weet daai Salem witch hunts, waar die mense daaraan gekom het met al daai goed. Maar Rian, ook 'n bekende Afrikaanse frase, is die wiel draai en die wiel gaan draai, Ja, en God slaap nie. God slaap nie. Dis asof daai is nie 'n blessing nie. Daai is eintlik, jy gaan suffer want dit gaan na jou kant toe ook kom, Ja. En iets wat ek ook nog altyd bietjie versigtig voor is ek kan vergewe, maar ek sal nooit vergeet nie. Jy weet dan, dit is asof daar 'n tipe van 'n aggression in daai, en ek verstaan die prinsipel baie goed, maar dis asof dit iets losmaak in mense van 'n revenge-agtigheid. Ja. Jolie hierso sê, is dit dalk ook wanneer iemand van die kerk vir jou sê, ek bid dat jy nooit vry sal kom nie. Dit is 'n vloek daai. En dan Adri vat eintlik iets baie erg hierso vas. Sy sê, hulle sê as jy nie tiendes gee nie, is dit omdat jy 'n gees van vrees het en jy het nie geloof nie. Ja, dit is nie ge-align met God se plan en God se woorde nie, want dit is
Correct. Dit God se seëning het absoluut eintlik niks daarmee te doen nie. Ja, en ek het ook nou eendag in 'n therapy sessie iemand gehad wat vir my gesê het dat hulle het 'n pastoor wat vir hulle gesê het dat die rede hoekom God nie vir hulle seën met geld nie, is omdat hulle nie genoeg geld vir die kerk gee nie. Sjoe. Ja, en ons moet eintlik 'n bietjie al eendag daaroor praat, weet jy dit? Dis eintlik 'n belangrike topik daai. En ek weet ons gaan op baie mense se tone trap nou, maar in elk geval. Dis 'n ander topik daai, maar dis totally so. Jy nee, jy sê dit nooit vir iemand nie, want eintlik reveal dit iets van jou karakter. Of course. And that's the conditions. It's like these T's and C's that suddenly put on God's blessing in general, God's blessings for us and what God wants for us and prosperous life. Ja, so dit is interessant want hierdie tipe manipulasie is verskriklik gevaarlik for people involved, and it's also religious abuse at the end of the day. Sjoe. Eintlik vat jy nou daar 'n baie sterk ding vas. Want manipulasie equals religious abuse eintlik. Ja. Want as ek jou heeltyd manipuleer in die naam van die Here, dan is ek besig om jou geestelik te abuse. Yeah, that's what I'm saying. So, people need to really think about this stuff, I think. Ja. Is daar so iets soos 'n dubbele seën as jy vir 'n profet saai? Okay, ek weet nie of ons moet gaan die Adri, maar ek dink jy moet. Ek gaan 'n bietjie stil bly. Dink jy ek moet sin te gaan? Okay, Adri, as ek jou bless ek jou. Ek is nie heeltemal kyk ek as ons kyk na Elijah en Elisha, dis nou die plek in die Bybel waarna praat van die double portion, maar hierdie ou het saam met hom geloop en gealles, nê. Maar as ek jou nou net bless, dan en ek sê hoor ek bless jou dubbel. Beteken dit dan jy gaan nou 4 miljoen kry, nie 2 miljoen nie. Ek weet nie. Ek dink God is God. Anointing is anointing. Blessing is blessing. So I don't think you can double the anointing. I don't think you can double God. God is God in his fullness. So ek dink daar gaan dalk 'n paar ander mense inkom wat dalk 'n verskillende of 'n ander opinie het as ek. Maar jy kry ook nie 'n junior Holy Spirit nie. Die volheid van die godheid bly in jou as jy gevul is met die gees van die Here. So dit is groot. Daai goed beteken dit ek het nou net die helfte en dan gaan ek die volheid kry. Ek dink nie so nie. So my humble antwoord gaan nee wees want mense perceive dit nie op die regte manier nie. En ek dink ook baie mense wat daaroor praat verwys gewoonlik na finansies toe. Want as ek gesond is, hoe het ek dubbele gesondheid? As jy gesond is jy gesond, nê? En dan sê Jack hierso, in Jesus het jy alles. Senien sê Prophet's Reward. Okay, weet jy wat? Ek het 'n fantastiese preek daaroor gehoor, Senien. So just bear with me here, né? Profete het sprinkane geëet. Hulle was die outcasts. You want the prophet's reward? You have to go live like a prophet. Maar gewoonlik waarvan hulle praat is wat? Prophets. Prophets, nee? Nee, glad nie. If you really want the prophet's reward, daar is baie ander dinge wat jy moet gaan doen om 'n prophet's reward te kry. It's not about the finances really. Maar kyk, ons weet ook dat is dit nie so dat waar jou hart is, gaan jou geld ook wees of wat ook al nie, nê? En waar as mense of jou hart expose baie keer of dit wat jy doen expose baie keer wat in jou hart is. Dit is eintlik waaroor dit gaan. So wanneer jy altyd mense afbreek, jy probeer mense manipuleer, want mense kan eintlik deur manipulasie sien. Ek dink net ons praat nie genoeg daaroor nie, maar soos wat Ria nou sê, en ek dink ons moet partykeer daai mention, is hoe ver gaan ons om iets te expose wat nie reg is nie, sonder om iemand se naam te noem?
Hoe ver gaan 'n mens daaroor? Want regtig Rian, ek dink ek het seker maklik 'n paar jaar gewag voordat ek iets gesê het oor iemand spesifiek. And you didn't have to be a rocket scientist to figure that out. But what happened there was so blatantly demonic, nee? En almal het daaroor gepraat en niemand het enigiets gesê nie. En dit was regtig crazy en ek het toe nou daai stap gevat om dit te doen en ek dink in hindsight sou ek dit dalk anders hanteer het, maar die ding is nie om die persoon of die kerk of enigiets af te breek nie, dis regtig om teen spiritual abuse te praat, want spiritual abuse is extreme. En ek en jy werk met die victims van spiritual abuse. All the time, Ja. Okay, is ons bietjie uit topic uit of is ons nog op die topic? Oh no, I think we are so on topic. Ja, ek dink ook so. Rian, hoor gou nê, wat het jy geëet vandag? Wat het ek geëet vandag? Kom aan, ons praat altyd kos. Nou, is dit nou 8 uur, dan kan jy nie onthou nie. Johnny, burgers and chips. Dit is redelik straightforward. Ja, it's so unlike wat ek gewoonlik op Sondag eet. Gewoonlik op Sondag is dit die tipiese rysvleis en aardappels goeders. Is ek regte Afrikaanse boerekos? Ja, of 'n curry. Maar vandag was dit burgers and chips. Hoor jy nie, miskien hoor jy's van die Kaap af as jy sê of 'n curry. 'n curry. 'n curry, né? Onthou dat ons vir jou lekker katkop gee as jy kom. 'n katkop. Ja. Okay. Ek het vandag 2 minute noedels geëet. 'n katkop in 'n papsak. Asseblief, ek wil nie meer soen toe gaan nie. Nee, gee net vir my groen goed. Okay. Ja, natuurlijk. Okay, nee, dis sorted, wel. Okay, maar hoorie net Kauai het 'n greens, dit is 'n drink. Hulle noem dit 'n greens something, nee. Dis lekker. Dit proe soos gesnyde gras. Ja, die Kaap het actually 'n klomp vegan plekke en daar is actually 'n plek wat shots green grass vir jou gee en dan kan jy dit drink. Hulle dit in 'n blender. Ja, dis actually bertie. So hulle vat daai fyn gras en een van 'n chai seed en dan sit hulle dit in blenders en dan kan jy dit as shooters drink. Dankie, ek hou daarvan. Kom ons kyk wat sê ons comments. Ek stem saam, very on topic. Ag, ons is al verby dit. Ons is nou al by gras. Jy's 'n regte skaap. Ag, dankie. Ek is 'n regte skaap. Okay. So, Christian witchcraft, wat dink jy, hoe hanteer 'n mens Christian witchcraft? Nommer 1 het begin by jou, right? Ja, definitely. Yeah. I think recognizing it for what it is very important, firstly. Want, kyk, wat ons vroeër gesê het, en hierdie is nou iets wat ek al gesê het op elke live omtrent, né? Dit is bitter uiters belangrik om 'n verhouding met God te hê, 'n persoonlike verhouding, jy as 'n individu. Ons almal as Christene moet actually. Want dis hoe jy vir die Here beter leer ken, dis hoe jy God beter leer ken. That's how you start recognizing the voice of the Holy Spirit more and more clearly as well. So that as you in so 'n situasie kom, you will know because God's Holy Spirit will tell you this is actually not kosher. So voor dit is van doen dit. Wat is die fondasie van hierdie, like, to recognize when something, and it's not just Christian witchcraft, it's anything, whether it is then a false teaching as well, of het nou wat ook al is, as jy actually God se hart ken, deur tyd met hom te spandeer in 'n verhouding, and to be in a close relationship with God, the more you would be able to discern, whether it's even yourself that you need sometimes to discern as well, whether this is actually from God or not. I think that is a very important part of it. En dan ook natuurlik iets wat baie gebeur en jy het bietjie vroeër daaroor gepraat, is as ander mense vir jou goed begin sê, soos die Here het vir my gesê om vir jou te sê, and God told me to tell you,
Because if you do not have an actual relationship with God, how will you know if that is really actually true and if that is really what God is telling you? En dit is 'n baie mense in die kerk ook seer gekry het in die verlede. Is because other people told them, this is what God is telling you, this is what God wants me to tell you, and that's how a lot of people got hurt. En dan is dit nie eintlik deur die kerk nie, dis eintlik deur mense in die kerk that is doing that. So that's again why that personal relationship is so important. Ek wil amper sê dit moet, it needs to be the centerpiece in your life, and that how else would you negate is probably the word I'm looking for. How else would you negate and navigate through these things if you do not have that? Ja, so ons moet gevul wees met die Heilige Gees en ons moet weet wat is die wil van God vir ons elkeen se lewe nommer 1, want jy kry verskillende wille van God, okay? Ja. So jy kry God se persoonlike wil vir my lewe. So wat wil hy vir my hê? Wat wil hy met my doen? Wat wil hy deur my doen? Wat ook al, so I have to be obedient tot dit. So het elkeen ons eie persoonlike wil van God oor ons lewe, want ons is almal verskillend. Maar dan kry jy God se perfekte wil. Wat dit kan nie beïnvloed word deur ander goeters nie. Dit staan vas, it's immovable. Niks gaan dit verander nie. Dan kry ons God se toelaatbare wil. En dit is amper asof dit 'n grace spasie is. Terwyl ons nog deur goeters werk, terwyl ons nog besluite maak, for death and life en al daai goedjies. So dit is nie perfek in God se wil nie, but you are busy working through something, so you are on your way towards God's perfect will for your life, okay? So daar's bietjie genade. En dan is daar ook 'n corporate will. Ek dink soos met Israel, wou hy iets spesifieks met die Israeliete gedoen het en hy wou hulle uit Egipte uitgevat het. So of jy nou wou trek of nie, it was part of the calling to be corporately moving in that specific direction, of die corporate will was part of your personal will as well. So dit mens kan dit so afbreek, maar dit is belangrik om God se wil te leer ken. En dan een van die goeie voorbeelde van is gebruik die Bybel vir wat God se wil vir jou lewe. As ons kyk na die Bybel sê, wel, jy kan nie net skei soos wat jy wil nie. Jy kan nie net daar moet boundaries wees rondom dit, nê? Daar's net sekere redes hoekom hy vir jou skeibrief sal gee, and that is for the hardening of the hearts. So en dan God eer nie die instelling nie, hy eer die persoon. So die kerk is nie hoër as wat ek is nie. Die huwelik is nie belangriker as wat ek as persoon is nie. Yeah. So daar's sekere goeders waarna mens kyk. Ons kyk na wat is die wil van God vir my lewe. Wil hy hê ek moet klomp geld steel en tronk toe gaan? Nee, dis nie sy wil nie, maar as ek dit doen, hopelik gaan hy vir my vergewe en vir my grace hê as ek met 'n mooi hart na hom kom. Maar as ek in die tronk is, kan hy daai situasie gebruik, maar dit was nie sy perfekte wil vir my lewe nie. So you will only know the will of God if you know the word of God. En dan wees versigtig vir iemand wat met een versie na jou te kom. As Rian vandag vir my sê, Adel, die Here sê jy moet aftrek Kaap toe. Dan het die Here klaar met my man gepraat, klaar met my kinders gepraat, klaar met Donnie se werkgewer gepraat, klaar met my gepraat. Ons is in die proses, ons bokse is al gepak, ons is op pad. Rian het gepraat. Jy weet, wel, God het gepraat, Rian het gepraat, God spoken to all of us in that. So dit is nie hierdie foreign woord wat geen spasie in jou lewe het nie. Ek het nou nog mense wat na my toe kom en vir my sê, weet jy Adel, jy het in 2013 vir my 'n woord gegee en ek het dit op daai stadium glad nie verstaan nie en nou is dit besig om in vervulling te kom. So ek stuur jou maar net 'n Facebook Messenger want ons is nie eens vriende nie en jy het vir soveel jaar nog nie van my gehoor nie, but so I didn't know what was happening, but they waited until the release came. And to us, it confirmation. So we don't move out of something just because we're emotional or because iemand het 'n label opgeplak wat sê hierdie is 'n woord van die Here af nie. Ja. No, I completely agree.
So ek het 'n buddy, sy naam is Jaco, nê? Jaco Poolman. Hallo Jaco. Hy sê I love it. Persoonlike verhouding en kennis Bybel is beskikbaar vir ons almal. Die oomblik wanneer jy jou persoonlike verhouding defer na 'n spiritual leader, dan raak dit gevaarlik. Ek defer mos nie my verhouding met my vrou en kinders en maak dit iemand anders se verantwoordelikheid nie. Natuurlik, ek laag dit. En natuurlik die Bybel in konteks, nie net een versie nie, in die konteks waarin dit geskryf is om dit te laat werk en moet dit nie forceer nie. So ja, en daar's geskiedkundige konteks. So iets wat relevant was vir daai tyd en dan is daar absolute goed vir ons almal vir all the time. Dit was toe relevant en is nou relevant. So 'n mens moet regtig daai kennis hê, maar ek dink ook partykeer is mense geestelik immature. Hulle is nog, ek amper gebruik ek die woord kinderagtig, maar immature voel onvolwasse. Okay, so hulle is nog onvolwasse en hulle is so honger vir affirmation en vir dat God hulle gebruik en hulle voel so belangrik. Die oomblik as iemand na hulle toe kom en sê God sê, dan is dit soos, het God met my gepraat. Dis die eerste keer in my lewe dat God met my praat. En dan sê hulle iets wat die persoon gewoonlik wil hê en dan ek weet daar 'n vrou een keer ek het na haar toe gegaan, ek gee vir haar woord, ek sê vir haar, die Here sê jy huil gereeld oor 'n spesifieke ding and he says he wants to give it to you. En ek begin vir haar te minister, né? Hierdie vrou het 'n man gaan stalk, nee. Sy het later haar lewe destrooi, sy het sy lewe destrooi, want sy was oortuig daarvan die woord wat ek vir haar gegee het was oor 'n man en ek weet dit was nie oor 'n man nie, nê? But that's what she twisted it into what she wanted, into her desire. En op die einde van die dag was dit net mense wat seer gekry het in haar hele proses. Ja, sê nou iets, Rian. Soos waar. Okay, maar ons het mos nou die konferensie die einde van die maand daar in die Kaap. Het ons? Ja, die 25ste en die 26ste Oktober. Dis reg. As jy vir my gras gaan gee om te eet. Ja. Nee? En ja, okay. Rian, daar gaan nie by any chance 'n meet and greet wees met ander mense as wat in die Kaap is. Wat bedoel jy? Soos met ander mense, soos met ander mense wat ek lanklaas gesien het. Ja, daar gaan. Is dit? Moet ek vir julle nommers deurstuur? Jy's funny. Gaan ek vir Susan ontmoet daar van die Weskus? Nee, Susan het my geblok, so ek weet nie of Susan eers weet dat jy afkom nie. Ja, Ria, net so tussen ons, nee, ek weet mense kyk na hierso nie, maar het jy al gevoel jy wil ongevraagd bevryding doen op iemand as iemand so begin manifesteer? Ja. Ja, ek het ook al so gevoel. Ek het een keer in 'n kerk, nou, die vrou kom na my toe sê, maar nou het ek die Sondagoggend bedien. En na die diens kom sy na my toe. Nou ek hou nie gewoonlik daarvan as die mense na die tyd te veel met my kom praat nie. Bietjie is reg. Maar partykeer staan jy vir 2 ure daar, nê, en jy luister en so aan. So die tannetjie kom na my toe, sy sê vir my, dit was daar in Groblersdal, hier iewers in, sy sê, ek is die enigste een in Groblersdal wat die stem van die Here hoor. Sy, niemand hierso hoor die stem van die Here nie. En ek kyk al so, ek tog, what the fuck, nee? Sy sê, en hierdie gemeente, se pastoor, se vrou, het weggeloop saam met 'n ander man, en hulle kan nie God se stem hoor nie, maar nou wat sy nie weet nie is, nie, ek weet nie waar is die ou pastoor hier nie, maar daar het 'n nuwe pastoor oorgevat, en is hulle wat my genooi het. En wat sy nie weet nie is, toe sy dit vir my vertel, toe staan die pastoor se vrou reg langs my. Okay? En ek sê net vir haar, ja, sy sê, en nou vir die van julle wat nou kyk, Rian noem dit my bankgesig. Okay? Maar ek het 'n bankgesig en ek gebruik hom nou nogal. Maar hierdie vrou
sy vertel vir my die goed en ek kry die uitdrukking op my gesig en ek soos nee. En nou kyk ek vir haar, nou kyk ek vir haar en ek soos nee, julle. En ek sê vir haar, dis interessant dat jy dit nogal noem van hierdie pastoor se vrou wat so rondgeloop het, want hier staan sy reg langs my, wil jy dit vir haar sê, nou? Yes, maar daai vrou word vir my kwaad. Nee. Sy sê vir my, ek het geweet jy's nog 'n heks. Ja, ek love it. Ek love it hoe hulle onmiddellik swin toe gaan. Die oomblik as jy nie saamstem en dit en die witchcraft affirm nie, dan is jy 'n satanis, want hulle kan dit mos net teen jou gebruik. No, exactly. But see, this is the point I'm making. It's like the moment you don't agree, because I'm one of those people, you don't need to agree with me about anything. I don't need for you to be wrong, for me to be right. I've never had that thing. Ja. Maar jy kry sulke mense dat die oomblik wat jy nou iets doen wat hulle nou nie like nie, of jy stem nie saam met hulle nie, dan is jy nou dadelik weer satanis. Of hulle gaan vir jou sê, hulle twyfel nou rarig of jy actually 'n Christen is of nie. En natuurlik ook wat die duiwel word baie geblameer. So if you are saying something byvoorbeeld ek voel nie in my gees reg om met daai mense te gaan praat nie, dan sal hulle vir jou probeer manipuleer om te sê nee, maar moenie nou die vyand nou kom en keer dat jy actually daar moet gaan praat en dis dalk die duiwel, eerder as jy wat in jou gees voel jy moenie, want dan dit stem nou nie saam met hulle hoe hulle dit sien nie. Again, Christian witchcraft. Ja, die Christian witchcraft, dis reg. So, toe die vrou nou vir my so wat ek al, toe kyk ek so vir haar, toe sê ek vir haar, I bind you in Jesus name, nee. Toe trigger ek die wit wax uit daai vrou uit, maar sy begin skree, nee. Maar leer, soos nie 'n demoon wat besig is om te gaan nie, 'n persoonlike attack teen my. Sy sê vir my, jy gaan inhou om my te curse, dit gaan nie werk nie. En sy staan aan daai kant van die kerk, later staan ek aan hierdie kant van die kerk. Ek sê vir haar, ek bless jou in die naam van Jesus. Ek gee nie om wat jy sê nie. Nee. En toe sy nou daar uitstorm, toe staan ek nou maar net daar, toe sê ek soos, ek's jammer. Want iemand moet iets doen en almal kyk net vir die vrou wat regtig en dis demoniek. Dit was 'n manifestasie. No, absolutely. Maar 'n mens moet nou maar mooi time, jy weet, dit dalk nie doen dit voor die diens nie. No. Of course not. Daar's 'n tyd vir alles, but that was the only time I did it. Ja, but see, daar's gebeur nie sommer voor 'n diens aan die begin nie. Nee, dit gebeur nou na die tyd as hulle 'n bietjie ammunisie het teen jou. Exactly. Ja. Yes, julle nee, ek is Rian, ek vertel altyd vir mense dat vroeër jare het ek altyd aangetrek om bevryding te doen. So ek het altyd 'n broek en 'n hemp aangetrek sodat wanneer ek op iemand moet sit, jy weet, aan sy reg daarvoor. Nou? Maar nou trek ek aan vir die teenwoordigheid van die Here. So ek trek 'n broek en 'n hemp aan vir ingeval ek op die vloer moet gaan lê. So my visie het of my dit het 'n bietjie gechange hoe ek dit hanteer. Maar ja, en nou sê Janice hierso in Groblersdal van alle plekke. Jesus, jy sal nie glo nie, maar hulle is tegnies op enige dorp, Janice. Yep. Ja. Iets wat ek amper van vergeet het. Ja, so weet jy van die vrou hoe gaan ek dit nou sê? Okay, so daar's 'n pastoor en sy vrou, hulle bedien saam. Ek dink hulle het saam 'n kerk begin. So sy hardloop hierdie dis sulke vroue gatherings, right? En wat almal wit klere moet aantrek. And then she has water, dan sy water op die stage wat sy so oor die vrouens gooi. Soos wat sy blessings oor hulle uitspreek. Like I've seen videos of it, right? Ek wonder, kan God jou bless sonder dat daar 'n druppeltjie water op jou kom?
Maar dis my punt. So how does that work? Verstaan jy? En hoekom moet jy wit aantrek? Like it's a thing that they do. Dit is 'n ding. En hoorie, net ons wil nou nie vir almal vertel wat gebeur in ons swart sessies nie. Maar daar is sekere okkultiese groepe wat ook net wit dra. Ja. En dan kom hulle bymekaar en dan roer hulle die water. But exactly. So now I'm like ek sien dit ook as Christian witchcraft. Ja, so die oomblik, nou wil ek weer Engels praat, die oomblik Because it's the power of suggestion, it's not the power of God. There's a difference, do you understand? Ja, The power of suggestion is Ja. a form of hypnosis and glamour. It's witchcraft. So that's not the power of God. nee. Nog iets wat Christian witchcraft is, ek het dit nogal in my boek Die Godsdienstige Gees, ek het ingesit, want die kragtigste demoon ever is die religious spirit. Want dit is die religious spirit wat vir Jesus gekruisig het. Yes. So die oomblik as daai demoon 'n Christen baadjie aan het. So ek was in Mosselbaai gewees. Ek moes dit nou nie gesê het nie. Maar ek was in Mosselbaai en ek kyk so uit oor die water en 'n vrou kom na my, sy staan by my en sy sê vir my, kan jy die watergeeste sien? En ek sê, jy weet, ek het toe my bankgesig op en ek soek hierdie watergeeste in Mosselbaai, nê? En toe kyk ek weg en ek kyk vir met my bankgesig en toe ek weer kyk, toe sien ek 'n water spirit. So, nee, hoor nou, nê? Ek gaan nou vir jou sê wat het gebeur. The religious spirit, die godsdienstige gees, het die authority om ander demone te direct, om te gaan waar hulle moet gaan. En dan luister daai demone, so of daai spirits, daai wat ook al. So die religious demon praat met gesag en autoriteit. So dan kom daai demoon in plek om iets te laat gebeur. En dit was vir my so profound oomblik, want daar was nie 'n watergees nie. Maar toe sy hom klaar om sy plek sit, toe gaan die watergees soontoe. Of course. Exactly. So jy moet baie versigtig wees die oomblik as jy praat uit kopkennis uit, maar jy het nie die geestelike dinamika ge-experience of gesien nie. So nou sê jy dit wat jy het gehoor, daar's watergeeste in Mosselbaai. Daar is nie. Wel, dit hang nou af wie sit dit daar en partykeer is dit seker daar, maar ja. So my gunsteling watergees storie is toe 'n vrou my kontak en vir my sê ek moet saam met haar bid want sy het 'n watergees in haar huis. En ek dink toe I'll give her the benefit of the doubt. Okay. En sy sit voor my en ek sê vir nou, hoekom sê jy het 'n watergees? Want dis wat ek doen, hè? En toe sê sy vir my, want hulle toilet lek. Nou, ek weer my bankgesig op, want ek kan nie. Ek kan nie onthou wat ek vir haar gesê het nie, maar ek kon nie. Dit is vir my te groot. Okay. Ja, Janice, dit is daai ene. Cornel sê, ek voel ek wil mense soms met die Bybel slaan, dat hulle 'n bietjie Jesus liefde in hulle harte kry. Jou aggressiewe persoon, Cornel. Ja nee, ek voel ook partykeer so, maar ons hou dit maar in, nê? Angelique, hoorie so, Angelique sê, o jene, ons het al goed deurgelip onder religious spirit in kerke, was al weggejaag by 'n gemeente deur 'n pastoor. Kan julle dit nou dink? Rian, ek wil net gou 'n boodskap kry wat sy vandag gedeel het. Waar is jou boodskap? Ek praat jy, Rian, dan kry ek dit gehou. Ja, ek het vandag ook toevallig by die kerk Greensbok was. Na die tyd toe staan ons op buite om koffie drink en chat en
toe kom die een vrou nou, wat sy wil nou obviously vir my vra. Ek dink dis hoekom sy nou in die diens gekom het vandag, want sy nou wil vir my nog goed wil vra het. Maar toe nou ek kan nou ons Testimony Sunday toe, oor 2 weke, dat sy maar die vraag daar kom vra. But anyway, toe bring sy ook die ding op van Satanism this en Satanisme wat die kerk probeer curse en toe sê ek van wie wat? Daar's iets wat baie meer gevaarlik vir die liggaam van Christus is as wat Satanisme of die occult ooit sal wees. En dit is die religious spirit. The spirit of religion is far more dangerous to the body of Christ than Satanism or spells or hexes or curses will ever be. That is honestly my opinion. Because I've been very, very deep in the occult and Satanism, and now I'm obviously moving in a lot of Christian and church circles. And the spirit of religion is far more dangerous to the body of Christ as wat die occult or wat Satanisme ooit kan wees. Sure. That is honestly my opinion today as I'm sitting here from what I've seen. Because the destruction of the body of Christ and the destruction of people that are hungry for the gospel is because of the spirit of religion, and it's within the Christian church, within the body of Christ. It's not from the outside. That is what I'm witnessing at the moment. The damage and the implications from the spirit of religion on people and what it's doing to the church today is far, far worse than what Satanism can ever do. That is like honestly my opinion. Ja, ek is absoluut met jou. Dit is so. Vir die van julle wat nog nie Kreet gelees het nie en jy het nog nie die godsdienstige gees gelees nie, dit is 2 boeke wat ek geskryf het. Drop my net 'n boodskap en dan sal ek dit vir julle forward op WhatsApp. Dis net vir vanaand. Okay, so vir die van julle wat dit graag wil hê, ek sal dit gratis vir julle gee. Dis nie 'n probleem nie. Angelique het vroeër vandag en ek sien jy het dit ook gelike. Op Facebook het sy iets geshare van Charlie Shamp. Hy sê you're probably being mentored by a warlock and not a prophet. If your spiritual father told you that by wearing this anointed wristband, it would give you supernatural power to flow in the prophetic just like him. En ons sien dit oralste, hoe mense, en ek en jy praat baie daarvan, they are monetizing the anointing. So, en mense, hulle wil powerful wees. Hulle wil deur God werk en ek dink daar's 'n desire om op 'n stage te wees. Mense het 'n idee dat die bediening 'n glorifying plek is en jy's so glamorous en alles en dit is glad nie hoe dit is eintlik. Ek is nou besig om klomp foto's en goeders te kry op my WhatsApp, op my app, op my tablet, maar ek dink amper dit is oor die show wat op die oomblik op is op DStv, dat mense nou foto's neem en vir my stuur. Lieflik. Jep, dit is so. In elk geval. Jy kan môre jou login details vir my stuur van die app, dan sal ek ook die episode kry. Ja, ek sien. Ek hoop hierna gaan ek baie invitations kry, want ek soek nie 'n stage nie. Okay, so Esmarie sê, daai religion spirit is real. Ek was as 'n tiener juis uit die kerk as gevolg van dit. Het 'n strappie toppie die aand na ons jeugdiens toe aangetrek na 'n NG Kerk waarin ek groot geword het en die ander meisies het gesê dat ek los is as gevolg van dit. En die mentors of wat ook al jy hulle noem, het niks gesê nie en saamgestem. Ek's aangeneem daar en het nooit weer teruggegaan nie, het eers baie later die Here gevind. Ja, baie similar stories al gehoor. Ja, baie stories waar mense al seer gekry het. Adri sê, ek het een keer op my Facebook profiel gesit, ek sal eerder by die huiskerk hou, as na 'n kerk toe gaan wat valse Bybelpreke gee. Ek het die volgende dag 'n oproep van 'n pastoor gekry met 'n opdrag om 'n apology letter aan die kerk te skryf. Ek was verstom omdat ons al langer as 2 jaar nie meer in daai kerk was nie.
ek het ook nie na die spesifieke kerk verwys nie. So en ek onthou daai tyd, Adri, jy het actually met my daaroor gepraat. En dit is crazy dat daai assumption, want mense wil God verdedig. So hulle dink hulle is die persoon wat on God's behalf iets moet sê. So hulle sit en kom in daai posisie waar hulle hoor is as jy net onder God is. So hulle is soos die middleman, nê? Ja. En 'n middleman is as jy jou krag nie van God af kry nie, kry jy dit van iewers anders af. Ja. So if God didn't appoint you to become the middleman, want daar's net een middelman en dit is Jesus. Amen, sister. Ja. Ja. Cornel vra, wat is julle opinie oor iemand wat almal in hulle groepies van jou lewe siekte ensovoorts vertel? En as jy vra, hulle moet jou uit hulle mond hou, die verskoning gebruik dat ek dit die mense verskuldig is om my testimony of verlede ensovoorts te deel. Ek dink jou lewe is jou persoonlike lewe. En ja, ek weet nie of ek dit reg verstaan nie, maar dalk moet jy net nie daai mense vertrou met sekere inligting nie. Ja, dit klink so. Dit klink so. Ek is nie heeltemal seker nie. Ja, so daar's nou 5 minute oor. Rian, ons het lekker aangegaan vandag. Ja, verslieflik. Ja, dalk moet ons nie dorpe se name noem as ons praat nie. Wat dink jy? Nou is siel mense, dit is 'n ja, maar ons hou dit kerk. Ons het soveel monitoring spirits op die oomblik wat ons dophou en monitoring people. No, for real, we do. Ek sê altyd, maar dit lyk nie of ek worry nie, nê. Ja, ek worry ook hier. Blijkbaar is daar ook iets fout om dit nie worry nie, maar ek sê, jy weet, I know that they don't all like us, but boy, do they like to watch. Nee? Ja. Ek het hierso geskryf, witchcraft is the alignment with the demonic to pursue certain outcomes. Ja. En jy het gesê, dit is manipulasie in die naam van God buite die wil van God. That's what I would define it as. Ja, en om mense volgens jou wil te beheer of te beïnvloed. Same thing, ja. Ja, ek hou daarvan. Ek dink ons is redelik goed. Okay, so vir die van julle wat my graag wil WhatsApp vir die boeke, hierdie is my nommer, hier het jy dit nou. Dis die ministry nommer. Jy sal sien ons profile picture is ek en Rian. Rian, waar is jy? Waar is jy nou? Ja, daar's hy. Kom. Funny. Okay, so daar's ons nommer. Jy kan ons daar WhatsApp en nee, Rian gaan nie vir jou die name gee van al die sataniste wat in jou omgewing bly nie, want dis nie wat ons doen nie. Okay? Ons expose niemand nie en ons is lief vir iemand en onthou, moenie jou sendingveld jou vyand maak nie. Dit is baie onwys. Ek hou daarvan. Kom ons kyk. Angelique sê, mag die wat monitor watch amazing Jesus encounter hê. Ja, en imagine, demons kom om na jou te kyk, want hulle is gestuur om te kom kyk wat jy doen, watchers en seekers en wat ook al, and you are just enjoying God's presence. Dit moet torment wees vir hulle, om dit heeltyd te sien. Ja, want my huis is vol van die Heilige Gees, so dit moet terrible wees. Giving a demon a headache, you know? Ja. Nee, ons gee nie om oor sulke goeders nie. Nie dat ons wil hê daar moet klomp demons by ons huis opdaag nie, but we just don't care. Of course not. No, it's like, my potplante is meer interessant as dit. Nou, Rian, vir al hierdie jare wat ek my getuienis gee, ek raak nog steeds verveel daarmee, maar mense doen nie, nê. Maar I have seen the glory and the majesty of God. Die demoniese wêreld is vir my so boring. Thank you. Dit is so boring. Dis nie original nie. Dis nie exciting nie. It's the what sê hulle, the what make us rich order. I can't remember that scripture. It is the something that makes us rich. Ek kan nie nou iets van God, okay? Maar jy word nie ryk nie.
jy raak nie maarder nie. There's just nothing. It is just moenie vir my vertel jy het magic en jy kan nie dit doen nie. Yeah. Loving Jesus is amazing. No, it is. And experiencing Jesus' love is even more amazing. Volgende Okay. eers. Nee. Dis nou klaar. Nee, ek is nog nie klaar nie. Okay. Ek het gelukkig ook knoppies aan my kant. Daar's 'n scripture. Proverbs What? 10 verse 22. Is dit wat jy wou says- gedoen het? Ja, it is the blessing of the Lord that makes you rich. Yes, of course it is. Dis Amen. mooi. Okay, so dit is nou 'n uur en 25 sekondes. I will let you go. Die van julle wat DStv gaan kyk, laat my weet en onthou die storie gaan oor Annika en bid asseblief dat God die moordenaar sal expose. Amen. Amen. Mooi bly. Bye. Bye.